Dan vra dat Dr. Esther Bredenkamp na vore gaan kom. Esthertjie het 'n besonderse getuienis. En ek wil hê sy moet daaroor praat. En weet jy wat, sy's nie die enigste een met wat hierdie week vir my hierdie besonderse goed net vertel wat die Here in hulle lewe gedoen het, in hulle liggaam gedoen het, in hulle omstandighede gedoen het. Daar's 'n hele klomp van julle. Elise, jy sit ook daar. Die Here het daar groot goed gedoen. En ag, die Here is net groot en die Here is wonderlik. Maar kom ons luister. Hallo. Ek is gediagnoseer met lupus SLE in 2018, toe ek 18 jaar oud was. So, lupus is 'n auto-immuun siekte. Dit val jou liggaam aan, gaan in jou gewrigte in, jou oë, mond. Mense kry dit net erger, dit kan jou organe aanval, maar jy kan dit onder beheer hou, maar daar's nie medikasie wat dit gaan genees nie. So ek het myne baie mooi onder beheer gehou, en toe het ek so 5 weke terug begin baie pyn in my bene ervaar, en dit het gebrand, is baie seer. Toe het die lupus vererger, my tellings is af, en dit het toe in my spiere ingetrek. Maar met medikasie wat verminder is, het ek weer gegaan vir bloedtoetse, en al my bloedtoetse is op. Alles is beter. My plaatjies is met meer as 50 tellings op. My wit bloedsel telling is op. My rooi bloedsel telling is op. So ek is so vir ewig dankbaar. Pastoor Andries, die ander gemeentes, almal wat vir my opgedra het en vir my gebid het. Ons moet net vertrou in daai gebed. En dis baie belangrik. Dankie Jesus. Dankie Esther. Elise, jy kan so vir ons ook vertel. Ek dink jy moet, want die Here het vir haar 2 kleinkinders iets besonders gedoen, en maar die jongste enetjie wat nou matriek geskryf, of die oudste enetjie wat nou matriek geskryf het, hoor nou net hierso. Terwyl sy Hou maar naby in jou mond hoor. matriekrokke en goed aanpas, het ons agtergekom dat die kind het ewe skielik vreeslike lang bene en 'n kort bolyf het. En sy kom toe na ons en sy sê, daar's fout met haar rug. En toe sy buik, toe sien ons haar rugwerveltjie staan so. Ons het haar toe na 'n ortopeed toe gevat, hy sê toe nee, hierdie is erg stories, daar's net 3 spesialiste in die land wat hierdie ding behandel. Ons het toe 'n afspraak gemaak by spesialis in die Wilgers, en ek het pastoor gebel. Gesê, die kind is ingeskryf by die universiteit. Ons kan nie, sy kan nie nou gaan vir 'n rugoperasie of stitte dra of wat ook al die geval mag wees nie. Dankie. En ons het gebid. En toe sy by die spesialis kom en hy kyk na haar, toe sê hy, die ene rugwerveltjie het net halfpad gegroei. Maar met geluk het die tweede werveltjie bokant hom ook net halfpad gegroei. En die 2 stit mekaar. Sy is 100%. Dankie Elise. Broeder en suster, ek wil net nie hê jy moet moedeloos raak nie. Want dis die maklikste ding in die wêreld om te sê, ag, al hierdie goed gebeur met my. En ek kan nie meer nie. Ek weet nie meer hoe nie. Weet nie meer hoe om aan te gaan nie. Want dinge raak te veel. Ek skinder nie nou nie, want my vrou sit hier. Maar ek het gister by 'n troue het ek het amper verloor, want ek moes praat oor Rit 1 vers 16 en 17. En daar waar Rit van Naomi gesê het, die paartjie het gevra, ek moet daaroor praat. Jy weet, waar jy gaan sal ek gaan, waar jy vertoef sal ek vertoef. Jou God is my God en jou volk is my volk. En toe skielik kom dit by my op, is nou so 2,5 jaar terug met die aanval, maar lang storie toe hulle my vrou en my skoonouers in 'n gewapende roof daar by die huis was. En hulle my vrou met 'n graaf geslaan het en 'n paar van haar ribbes gebreek het en aan die hare rondgesleep het in die gang. En ek hier by 'n begrafnis was so rukkie voor ons moes begin, want ek moes huis toe jaag en
ag lang storie kort, my vrou baie seer gekry, ons gewag vir die ambulans en ek moes hiernatoe kom, ek moes iemand kom begrawe en ek sal nooit daai begrafnis vergeet nie, want ek het 'n tannie begrawe wat sy seun ek net 2 weke voor dit begrawe het en sy is dood van 'n gebroke hart. Sy het net ingegee en dit was nog 'n moeilike begrafnis ook, maar nou ek sien die kans om my vrou te los en te kom en te kom doen wat die Here wil hê ek moet doen nie en Melanie sit daar in pyn en sy roep my op 'n stadium wat ek sê vir haar kan nie ry nou nie. My dogters was daar of my een dogter was al daar en toe sê sy vir my kom sit net hier langs my, toe begin sy vir my bid. En dit was vir my verskriklik want ek moet vir haar bid, ek moet haar ondersteun. Sy is deur dit, maar nou bid sy vir my. Wie wat selfs in die donkerste donker kan die Here jou nog gebruik om ander aan te raak. En dis hoekom ek en jy moet begin fokus op God. Hou op om jou omstandighede raak te sien, kyk verby dit en sien ander raak. As 'n spreekwoord wat sê, as jy dink jy het moeilikheid, draai net so bietjie in die ronde. Maar dan gaan jy sien waar deur ander ouens gaan, dan gaan jy sê, dis nie dat jou probleem nie belangrik is, natuurlik is dit belangrik. Ek wil net hê jy moet begin besef, hou op om te fokus op die moeilikheid, fokus op God. En fokus op dit wat hy vir jou wil doen. Nou ek was laasweek so 'n bietjie met verlof, ek was 2 naweke hier nie. Mens sal dit nie sê nie, want ek sal klaar weer moeg wat maandag gesit het. Moeilikheid. My dogter is nou nie hier nie, maar ek het so vir haar gesmaal. Ek kon nie eens nie my foon saamvat nie. Dit was opdrag van die baas, dis om my vrou en van my dogter. My dogter het gesê sy sal my foon hanteer. Toe sê ek is okay, is reg. Toe ek nou terugkom, toe sê sy vir my, nee pa, ek weet nie hoe hou jy dit uit. Ek sê sussie, wow. Jy het die foon 'n week gehad, ek het op permanent. Nee pa, ek weet nie hoe jy dit doen nie. Die Here gee ons krag. In ons moeilikheid. Ek het vir jou maandag gebid al by die werk, jy weet dit, né? En God hoor ons, hy antwoord ons, hy verander dinge en hy verander dit op 'n besonderse wyse. Ek wil net hê jy moet begin fokus op hom en sê Here, ek wil my oë op U. Ag Michael, wil jy net jou gitaar uithaal nie? Ek moet 'n lied sing. Sit hom net, kry hom net vir my aan en Melanie, kom sing net saam met my. Ek wil chunk vanmôre. As dinge te rof raak, hy jou oop die Here. En vra die Here om vir jou te help. En vra die Here om jou deur te dra, deur daai krisis wat deur jy gaan. Want broeder en suster, God is die een wat dit kan verander. Ronel, dokters jaag aan, maar God maak reg. Hy het klaar geskinder, jy sien, ek weet klaar. God is getrou, en ons moet net vashou, en ons moet vir God vra om te help, en ek en Melanie wil net hierdie lied vir jy sing. Ag, en Almarie, jy kan dit op die skerm sit, ons sal nou by die preek uitkom. Dit is net vir my belangrik dat u gaan hoor wat die Here vir u sê. Dit is my plek drum. Ekskuus. Wat daar sê. Ekskuus. Kyk. Turn your eyes upon Jesus. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look for in His wonderful face.
die Here baie dankie Jesus. Dankie Michael. Nou broeder en suster, ek wil vanoggend ietsie met u deel. Ek het al deur die jare baie oor hierdie gedeelte gepraat en dis wonderlik om 'n gedeelte te lees en ons skielik praat die Here weer met jou en sê, maar ek het nog nooit daai stuk raak gesien in daai versie. Ek het altyd gedink hierdie versie praat oor 3 aspekte en toe tot my skok kom ek agter, daar's 4 goed wat in hierdie vers voorkom. Ek gaan oor al 4 praat, maar die 4de een het my nogal so bietjie getigel, jy weet, want wow, deur al die jare het ek nie daai ene gesien nie. En dis wonderlik dat God so kan praat. Nou, jy moet asseblief maar vanoggend ons verskoon, is die eerste keer dat ek iets gaan probeer vanoggend. Ek sit nie 'n volledige slide op nie. Almarie gaan stukkie vir stukkie opsit, so ek hoop sy kan volg. Ek glo sy kan. Sy's baie skerp. Ek wil vanoggend met jou praat oor hou vas, God het jou in sy hand. En ek hou vir hierdie vers voor in Jesaja 43 vers 2. Jy gaan hom sien in die ou vertaling daar. Ek lees hom uit die boodskap uit. Hy sê, as jy deur die diep water moet gaan, sal ek by jou wees. As jy oor 'n rivier moet kom, sal die water jou nie wegspoel nie. As jy naby 'n vuur moet verbygaan, sal die hitte jou nie skroei nie. En die vlamme sal jou nie brand nie. Nou ek wil vanoggend vir u 'n woord bring wat gaan oor die swaar tye waarin ons is en waarin ek en jy verkeer en dit wat ek en jy deurgaan. Na aanleiding van hierdie Jesaja 43 vers 2. Die Here spreek in Jesaja 43 nie net met troos nie, maar hy openbaar 'n klomp dinge aan sy kinders. En hy sê, as jy deur dit gaan, sal dit nie gebeur nie. As jy deur dit gaan, sal dit nie gebeur nie. Dis wonderlik hoe hierdie goed werk. Maar dan moet ek en jy vashou aan hom en sy hand vashou deur hierdie stryd waartoe ons gaan. Want God is getrou en hy sal ons definitief nie los nie. So moenie bang wees nie, sê God hier vir jou. Ek is hier vir jou. Ek is hier vir jou en ek sal jou deurdra en ek sal jou help. En dis wat hy hier sê, God troos ons. Dis 'n woord vir die swaar tye, maar hy sê pertinent, moenie bang wees nie. Ek is hier vir jou. Nou die eerste ding waaroor ek vanoggend op praat in punt 1, gaan jy sien, dis interessant. Hy praat hier van, as jy deur die diep water moet gaan, sal ek by jou wees. So hy praat pertinent dan, skus Almarie, ek is al verby daai goed. By punt 1, die water. Kyk, daar is hy. Die diep water, hy sê nommer 1, as jy deur diep water gaan, sal ek by jou wees. Dis die eerste ding wat hy vir ons sê. En hoor jy so, wat sê hy daaroor? Hy sê, dit simboliseer baie keer, en ek het gaan kyk na die simboliek van goed. En die water simboliseer, as jy deur diep water gaan, die dood van 'n geliefde. Finansiële swaar kry. Emosionele of geestelike uitbranding. In tye wanneer ons voel, ons sink. Klink dit bekend? Ons gaan deur hierdie goed. En dan sê ons, maar op hierdie stadium is daar nie uitkoms nie, daar is nie hoop nie. Maar let op, God sê nie, as jy dalk deur die water gaan nie. Hy sê, wanneer jy deur die water gaan. So, dit is 'n uitgemaakte saak wat ons so nou en dan deur diep water sal gaan. Weet toe ek aan hierdie gedeelte dink en so bietjie daaroor lees en met God daaroor praat. Jare terug, my kinders was baie klein. En ek dink ek het my vrou al daarvan vertel, maar ek het nie eintlik vir haar alles vertel nie, so as sy nou vanoggend geskok is, moet sy nou maar na die tyd met my raas, maar ons was op Stilbaai met vakansie. En daar by die see loop daar so 'n rivier, 'n breë rivier in die see in, en
Ek besluit my 2 kinders, ek sê vir hulle man, gryp julle, ek dink hulle sulke laailoutjies gehad, ek sê gaan klim op die laailoos, kos ons so 'n bietjie in die rivier na die see se kant toe. En ek het my misgis met die stroom. En die stroom vat ons in die see in, maar diep in. Jy maak bid, en my kinders hou net vas in die laailoos, en ek kan nou nie vir hulle laat oordra waartoe ek op hierdie stadium gaan nie, want dit voel ons gaan verdrink. Dis so by met ons. En ek het daai 2 laailoos vasgehou en gebid en na lank gestoei toe spoel die branders ons op die strand uit. Dis diep water. Kyk, dit was nou letterlik, maar partykeer is dit nie letterlik nie, maar ek het dit letterlik ervaar. Daai diep water, jy weet nie wat om te doen nie. Want ons was so diep in, ek kan nie Bjorn voel nie, so ek moet vashou. En die kinders moet vashou en ek moet seker maak hulle hou vas. Nou sê die vroue, ja, julle mans doen partykeer sulke stupid goed. Maar ons gaan partykeer deur hierdie goed. En is rof. En ons weet nie hoe ons aan die ander kant gaan uitkom nie. Maar weet wat? Hou vas aan God se hand. Moet nie God se hand los nie. Hy sê as jy deur hierdie stryd gaan, deur die dood, deur die finansiële swaarkry, emosionele, geestelike uitbranding, wanneer dinge te veel raak, hou net vas, daar is hoop vir jou. Ek sal vir jou uitkoms gee. En ek doen dit op 'n besonderse wyse, daarom sê hy, ek is by jou. Dis interessant as hy sê, as jy deur hierdie waters gaan, ek is by jou. Die Here is heeltyd daar, maar ek en jy neem nie altyd notisie van. En ons kom nie altyd agter hy's daar nie, maar hy is. Tweedens praat hy van die rivier. Hy sê as jy oor 'n rivier moet kom, sal die water jou nie wegspoel nie. Dit praat van God se bewaring. Jy sien, 'n rivierstroom is sterk, dit trek jou mee, dit is die beeld van omstandighede wat groter is as jy. En partykeer voel dit of jou omstandighede net te groot raak vir jou. Jy kan nie, jy weet nie hoe nie, jy weet nie om vorentoe te gaan nie. Maar God sê, dit sal jou nie wegspoel. Dis interessant dat hy die woorde gebruik, dit sal jou nie wegspoel nie. Dit staan nie daar, jong, miskien sal dit jou nie wegspoel. Hy sê, dit sal jou nie wegspoel. Maar die geheim is om aan God vas te hou, né? En te sê, kyk, ek gaan God vashou in hierdie omstandighede van my. Dalk voel jy oorweldig, dalk voel dit of hierdie vloed jou wil intrek, of dit net te veel raak vir jou. Maar die Here praat 'n woord van finale gesag. Die rivier sal jou nie wegvoer nie. Want Jesaja 43 vers 1 sê, want jy behoort aan hom. Dis hoekom dit jou nie sal wegspoel nie. Maar dan moet jy vashou aan hom en weet jy behoort aan hom. Dan nommer 3. Hy sê, as jy naby 'n vuur moet verbygaan, sal die hitte jou nie verskroei nie. Hieroor gaan dit ook God se krag in die beproewing. Kyk, vuur is 'n verskriklike ding. Weet jy dat vuur is sekerlik die verskriklikste ding, want onthou die hel is vuur. So dit is die verskriklikste ding, selfs in die ewigheid. Hierdie vuur is iets verskrikliks. Ag, en is dit so 'n mooi voorbeeld uit Daniël se tyd. Daniël se 3 vriende, Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle weier om te buig voor beelde. En dan word opdrag gegee, gooi hulle in die vuur, maar dan word opdrag gegee, maak die vuur die warmste wat jy kan. Die vuur was so warm dat die soldate wat hulle ingegooi het, doodgebrand, sê die Bybel. Dis iets om wat te kyk. Hierdie ouens gooi hulle in, daai ouens kom niks oor, hierdie ouens brand dood. En dan gebeur iets eienaardigs, sê daar gedeelte gaan lees daar in Daniël 2:3. Dan kom jy agter, en dis iets wat ons nie altyd raak lees nie. Die Bybel sê dat hulle klere het nie eers van rook geruik nie.
Maar hulle was dan in die vuur. Okay, maar daar was 'n vierde een waar die mense gesien het waar daar was. Engel van God was daar om hulle te beskerm. Weet jy broeder en suster, dit gaan my verstand te bowe. Hierdie ouens loop aan die vuur rond asof niks gebeur nie. Hierdie ouens staan nie buite en sê ons het hierdie 3 ouens ingegooi, die soldate het doodgebrand. Maar daar's nog 'n 4de ou, wat gaan hier aan? Dis God wat aangaan. En God sê, maak nie saak hoe groot jou beproewing is nie, ek sal jou deurdra. Nou die vuur verwys na tye van intense druk, emosionele pyn, konflik, vervolging, verlies, innerlike stryd. Hierdie goed is alles die voorbeeld van hierdie vuur. Die Here sê nie, die vuur is onskadelik nie. Hy sê net, dit sal jou nie vernietig nie. Dit sal jou nie brand nie. Dit sal jou nie verbrand nie. Soos jy deur al hierdie goed gaan, sê net, Here, ek gaan vashou. Ek gaan nie tou opgooi nie. Want die Here sê vir my, dit sal my nie vernietig nie. Hier sien ons duidelik in die vuuroond in Daniël 3, waar die 3 jong manne nie net van vuur gespaar is nie, maar waar die Here saam met hulle in die vuur was. God sê vir jou, my kind, as die vuur kom, ek is daar. Ek sal jou beskerm dat jy nie vernietig word nie. Ek sal jou bewaar dat niks gaan gebeur nie. Maar dan moet jy vashou my. Dan moet jy glo en vertrou dat ek jou sal deurdra, dat ek sal help en dat ek sal voorsien. En God doen dit elke keer vir ons. Hy doen dit net. Ek lees wat iemand skryf, hy sê, God sal nie toelaat dat sy kinders verbrand word. Ons praat nou geestelik, nou. Hy sal nie toelaat dat sy kinders verbrand word. Hoe awesome is dit? Jesus het vir my nie aan die kruis gesterwe, juist sodat ek en jy op die einde van die dag nie verbrand sal word. Want dis wat die hel voorstel. Nou wil ek kom by die 4de punt, en dis 'n punt wat ek nog nooit so raak gelees het nie, want ek het nog altyd gedink dis deel van die vuur. En dis miskien nie verkeerd om te sê dit is deel van die vuur nie, want die vlamme ding is deel van die vuur, maar daar's tog iets anders wat God vir ons hier sê. Die vlamme sal jou nie brand nie, God se finale oordeel. Vir hulle wat God nie ken nie, gaan die vlamme brand. En met hierdie vlamme ding wys dit op die hiernamaals. Dit wys op een dag wanneer ek en jy moet sterf. Waar gaan jy? Nee, ek sê seker nie. Jy moet seker maak. Nee, maar kan jy seker wees? Ja, jy kan seker wees. Jy moet seker wees. Maak jou saak met God reg, dat as hy jou kom haal, jy weet waarna toe jy gaan. Broeder en suster, weet wat, ek en jy moet op 'n punt wees waar ons kan sê, hier's ek Here, hier kom ek kom haal. Dis so seker ek van my saak moet wees. Here, kom haal my. My saak's reg, ek wil gaan. Wil nie meer hier wees nie. Die vlamme kan skade doen, maar nie aan jou identiteit, jou bestemming of jou verhouding met God nie, want dis iets wat niemand kan steel nie. Inteendeel, daar in die bergpredikasie sê die Here dit. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar diewe dit nie kan steel en waar mot en roes dit nie kan verniel nie. Ek het nou die dag probeer dink, Melanie, hoeveel keer daar al by ons ingebreek is? Ek dink is 3 of 4 keer. En daar's, ek wil amper sê, onskatbare waarde goed gesteel. Goed wat ons geërf het, sy van haar grootouma en. Daai goed is weg. Die diewe het gekom en dit gesteel. En ons kan nie terugkry nie. En daar's niks as jy die handtrek kan doen nie. Maar weet wat, jy kan iets doen wat die hiernamaals betref. Jy kan jou saak met God uitsorteer en sê, ek wil die pad saam met die Here stap,
Ons gaan ook vanoggend 'n wonderlike doopdiens hê en elkeen wat gedoop word is daar 'n storie agter dit en ek is opgewonde oor dit. En dit is vir my so wonderlik, nie met een van hulle het ek gepraat oor die doop voor die tyd nie. Hulle het na my toe gekom en gesê die Here het gesê ek moet gedoop word. Dan weet ons mos dis God. Dan weet ons mos dis God wat gepraat het en gesê het my kind, ek wil hê jy moet regmaak. Ek wil hê jy moet dinge met my uitsorteer. Ag ek hoor nog steeds die verskoning ek so doop toe ek 'n baba was. Luister, daai is toewyding in see en ons niks meer verkeerd nie, maar dit is nie die Bybel se doop. Praat met die Here daaroor. En sê Here, ja. En as die Here met jou praat, kom doen dit. Hoekom wil jy uitstel? Nee, maar ek is nog nie reg nie. Okay, wanneer gaan jy reg wees? Môre, volgende week, volgende maand, volgende jaar. Jong, die wederkoms sal kom voor ons reg is vir die doop. En ek praat hier uit my eie lewe uit. Ek dink ek was 14, 15 toe ek gedoop is en ek wou nie gedoop word nie en my pa het met my kom praat en my pa sit volgende hier. Maar daar's 'n klomp tieners wat toe gedoop word en ek het hom gesê nee, ek voel net nog nie reg nie. En ek kan onthou wat hy vir my gesê het. Luister, hier is nie 'n gevoel ding nie. Dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Wat sê die Bybel? En toe het my al die vrae vra toe sê ek okay, ek voldoen aan alles. So okay, wat verhoed jy dan om gedoop te word? 'n Gevoel. Broeder en suster, hierdie 4 ding is daar om te verwoes. En ons moet nie toelaat dat dit ons verwoes nie. Met absolute sekerheid sê God vir jou, hulle sal jou nie brand nie. Dis wonderlik. Dis 'n belofte vanuit die hart van God om te sê, jy sal nie gebrand word nie. Nie worry nie. Daai vlamme sal jou nie verswaag nie. Want ek is daar by jou. So wat beteken hierdie beloftes nou eintlik vir ons? Nommer 1, God se teenwoordigheid is nie 'n gevoel nie, dis 'n feit. Sien, hier kom ons alweer by hierdie gevoelsding. Hierdie belofte van God is nie net 'n gevoel nie, dis 'n feit. Dis 'n feit soos 'n koei. 'n Koei is 'n feit, né? Ja. Dis die feit. Dis nie 'n gevoel nie. Want baie ouens gaan oor hierdie gevoelsding. Ek voel so en ek voel so en ek voel nie reg nie. Toe ek gisterand oor hierdie gevoel ding, toe dink ek jare terug. Die ouer mense sal nou weet waarvan ek praat. Daar was 'n advertensie op TV, 'n Aspro kleur advertensie. Onthou jy hulle om vroue? Want die ou het vir sy vrou gesê, hoe lyk dit? Toe sê sy, ek het hoofpyn. Hy sê moenie worry nie, voorsorg, Aspro kleur. Jy kan nie gaan op gevoel nie. Dit gaan oor feite. Ek moet God dien, ek moet saam met hom die pad stap, want op die einde van die dag sal die vuur my dan nie brand nie. Selfs wanneer ons hom nie voel nie, is hy daar. So dit gaan nie oor gevoel nie. Let's face it, ek voel ook nie altyd God is daar nie. Maar hy's daar. Dis nie gevoel nie. Tweedens, jou beproewing is nie 'n teken van God se afwesigheid nie. Weet julle hoeveel ouens kry ek wat vir my sê, dit voel of die Here so ver is, hy het my verlaat, hy het my gelos. Wat sê die Bybel? God sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Selfs in 'n aanval wat jy beleef het, hy was daar. Sien, ek weet alles vir julle ook af. God is getrou. God help. En God help ons op wyse wat ons net verstom laat om te sê, maar ek is daar vir jou. In jou grootste nood, ek is daar. Ek het hierdie storie al vertel, maar glo baie het hom nog nie gehoor nie. 'n Tiener kom eendag na my toe. Nou gaan ek dit persoonlik maak, aangesien boelies nou die land sal sien. Toe vra die tiener vir my, as ek nou boelies toe gaan, is God daar? Dis 'n trick question, né?
Maar eintlik is dit nie. Hier is die skok, God is daar. Hy sê nie welkom daar nie. Dis hoekom hy homself nie gaan openbaar nie. En dis hoekom ek en jy moet wegbly van plekke af waar God nie welkom is nie. Bly weg van plekke waar God nie is nie. Want hy gaan nie homself daar openbaar nie, want hy is nie welkom daar nie. Sorg dat jy op plekke is waar God welkom is. Die boetie sit vanoggend hier, ek het al so gesmaal vir hom. Dit is nou al amper 'n jaar, wat God sy lewe totaal verander het. Wat hy vir my eendag gesê, dit was nie 'n maklike pad nie. Sê, want ek het al my vriende verloor. Al my drinkvriende. Sê ek, hulle was jou vriende, dis drinkebroers. Want 'n vriend is iemand wat by jou sal bly deur dik en dun. Dis hoekom ek het nie drinkebroers in my lewe nodig nie. Ek wil hulle nie in my lewe nie. Ek soek mense wat by my kan staan. En weet julle, is vir my so wonderlik, is baie van julle wat hier sit, wat ek al in nood was, wat ek jou gebel het en gesê, asseblief help my gaan. En nie een van julle wat hier sit, wat ek gevra het om my te help, het vir my gesê nee nie. Gelukkig nie, anders het ek jou hande opgelê, maar hoor jy wat ek vir jou sê, omring jou met die regte mense, ware vriende wat by jou sal staan, dat jy jou foon kan optel 2 uur in die môre en sê ek het nood, help my. En dan sal dit daar om jou te help. Ek het so gelag vir Annika, sy is nou nie vanoggend hier nie, my dogter. In die week toe ry sy met my kar, sy het my petrol uitgery, is okay. Sy het gewerk vir my. En toe gaan staan die kar sonder 'n rede. Dit was nie sonder 'n rede nie, maar hy het gaan staan. Nou het sy my foon en sy het onmiddellik geweet wie sy moet bel. En die ouens was dadelik daar. Hulle was dadelik daar om haar te gaan help. Dus sy gaan staan sonder petrol. Nee, daai liggie is nie heeltemal suksesvol nie, want die meter werk nie meer lekker nie, en ek dink ek het daar gesê, ek dink so, maar miskien het ek nie, maar die feit is net, sy kon iemand bel en hulle was daar. Was nog wel op papa se foon, maar hulle was daar. Maar kan julle hoor, dis die mense wat ek in my lewe soek. Ek soek nie mense wat my net wil misbruik nie. Ek soek nie net mense wat niks om my te doen wil hê wanneer dit rof raak nie. Ek soek ouens wat by my wil staan. En Melanie ken my, as iemand my 3 uur in die môre bel en daar is groot nood, dan gaan ek. Moet net vir my bel en sê ek het op verskriklike hoofpyn 2 uur in die môre en dan gaan ek vir sy gaan drink 'n pil. Is probeer. Maar as jy nood het, dat jy mense het vir wie jy kan skakel en sê, ek weet nie wat om te doen nie. Dit is my altyd so interessant, my pastoorsvriende, as iemand van hulle sterf, van hulle familie, raai wie bel hulle lanteer dit nie self nie, hulle bel my. Want hulle weet, ek help. Dis hoekom ek vir jou probeer sê, jy moet weet, dat God is in die vuur by jou, en hy vlamme gaan niks aan jou doen, as God saam jou is. Jy is miskien in die vuur, en dis intens, en dis moeilik, en dis rof, maar God draai jou deur. Maak nie saak hoe groot jou nood is nie, maak nie saak hoe groot jou stryd is nie. Die Here se beskerming beteken, hy bepaal die grens van jou storm. Annika is ongelukkig siek vanmôre, omdat ek wou eintlik gehad het, sy moet weer daai oog van die storm vir ons sing. Al die oog van die storm, is die Here daar. My kind om leer asseblief. Want in die oog van die storm is God daar. Hy is daar om ons deur te dra en ons te help. Sien, die water kan kom, maar nie oor jou kop nie. Die vuur kan brand, maar het sal jy nie vernietig nie. Dan vuur ons God is groter as jou diepte, jou rivier of jou vuur. God is groter as al daai goed. Julle God kan enigiets doen. Ek bedoel, hoor nou vir Esther met die lupus. Julle, daar is nie genesing vir lupus. Hulle kan niks vir jou doen nie, hulle kan jou net so 'n bietjie laat chill en
help met die pyn en so, maar ek kan nie help nie. En hoor al, skielik is haar tellings op. Die dokter sê, maar dit kan nie wees nie, ek kan dit nie verklaar nie, dis 'n wonderwerk. Dan weet ons mos is God. En toe kyk vir Mira met haar 2 wervels, dat al 2 wervels is misvorm sodat hulle mekaar kan ondersteun. Dis God. Dis God. Want as dit net een was, het sy moeilikheid gehad. Jy sien, God weet wat jy nodig het. God weet wat jy nodig het nog voor jy vra. Nog voor jy vra, is hy daar vir jou. Hy is die Here oor die elemente, Here oor die omstandighede, Here oor die lewe self. En ek wil afsluit. God loop saam met jou deur die storm. Deur jou stryd. Jesaja 43 vers 2 is 'n liefdesbrief van 'n God wat nie sy kinders los nie. Jo, dit was my mooi toe ek dit skryf. Wie ever dit geskryf het, dit was so awesome toe ek dit lees. Jesaja 43 vers 2 is 'n liefdesbrief van God vir my en jou. Dis wanneer ek en jy deur hierdie stryd gaan, is ek daar met my liefde vir jou, om jou deur te dra en jou te help, hoe groot dit ook al mag wees. Hy sê, wanneer jy sink, ek hou jou op. Wanneer jy oorweldig word, ek dra jou. Wanneer jy brand, ek beskerm jou. Wanneer jy nie kan nie, ek kan. God sê hy kan. Hy is die God wat saam met jou deur die water gaan, saam met jou deur die rivier, saam met jou deur die vuur. Hy is by jou en hy sal jou dra. En dis waar ek wil afsluit, broeder en suster, om te sê, God sal vir my en jou deurdra. Dis 'n belofte wat hy gee. Ek het Vrydag aand was ek laat by die kerk. Kom 'n boetie na my toe, hy uit die landsand gekuier, hy was al ver. Ek volgens hy kom sit. En ek bedien hom. Julle, die ou druk my, en hy soen my. Want hy het nodig gehad dat iemand net daar is vir hom en luister na hom. Ons eerste reaksie is, "Das is dit, wat jy gaan." Maar God het gesê, nee. Was lus om hom te pot op 'n stadion. Nee. Ek het vir hom gebid. Gevra, Here help. Die Here help altyd. Die Here sal my en jou nie los, en dis ek en jy wat hom los. Kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, dankie. Deur die water is hy daar, deur die rivier, deur die vuur, deur die vlamme, hy's daar. Hy's daar om die kinders te beskerm, hy's daar om die kinders te help, hy's daar om die kinders deur te dra. En dankie dat hy ons so wonderlik help deur ons stryd, deur ons siektes, deur ons probleme, deur die familiemoeilikheid, deur al die goed wat deur ons moet gaan. Hy is daar en hy help ons. Dankie vir wat u doen, Vader. Dankie dat u intree op besonderse wyse in lewens. Here, ek weet, ek het so dopgehou vanmôre. U het so wonderlik gepraat in harte vanmôre. Dat ons elkeen net weer kom besef, u gaan ons nie los nie. Ons los u en ons vergeet van u, maar u los ons nie en u sal nie van ons vergeet nie. Want die belofte staan vas, my kind, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dankie vir wat u nou doen in lewens. Dankie vir wat u nou doen in omstandighede. Spring hierdie lof in die eer, Jesus. As God volgens met jou gepraat het, weet jy net daai hulp nodig het, daai gebed nodig het, daai samesyn nodig het, van 'n broer en suster om saam met jou te bid. Ek wil jou dan uitnooi hier na vore en ek gaan saam jou bid, dat jy deur hierdie storm sal gaan. Dat jy deur hierdie stryd sal gaan. Met die wete dat die Here by jou is en hy sal jou nie los nie. Hy beloof, my kind, ek sal jou nie los nie, ek is daar vir jou.
die Here met jou praat, wil ek jy moet vorentoe kom. Ek wil net nog een dingetjie met die deel. Vrydag het 'n sessie my hart geruk, toe ek pastoor Sari se man begrawe het. Want sy het vir my kom vertel, wat pastoor Sari vir haar beteken het in hierdie moeilike tyd van haar en hoe die gemeente haar gehelp het. Om op te staan, om deur hierdie stryd te kom. Ons het mekaar nodig. Jy dink jy kan so staan, jy kan nie. Ag, ek sterk genoeg om deur dit te gaan, jy is nie sterk genoeg. Maar God is daar om te help. En God is daar om te onderneem en hy gaan dit vanoggend doen vir jou. Gryp hom net vas vanmôre. Sê, Here, ek gaan U nie los nie, U gaan my hand vashou en U gaan my deurdra. Deur hierdie storm. Deur hierdie stryd, deur hierdie probleme. En ek weet, God gaan voorsien vir jou. Dankie, Michael. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands unto Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Singing, I praise you, Lord. Singing, I praise you, Lord. Singing, I praise you, Lord. I praise you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I sing out a song. I sing out a song to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands unto Jesus.
Jesus. I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Prys die Here, ek gaan dan vra dat die doopskandidate na vore gaan kom en hier voor by my kom staan asseblief. Ek het nou in my preek iets genoem van elkeen het 'n storie. Ek gaan nie die stories vertel nie, maar ek wil net vir u sê, God is so getrou om met mense te praat. Ek is so dankbaar teenoor die Here vir wat hy doen. Ek is so dankbaar vir wat hy vir my sis gedoen het. Ek het al man so plus minus 'n jaar en 'n half terug begrawe hier in die kerk. En sy sukkel. Maar in daai gesukkel het God met haar gepraat en gesê sy moet gedoop word. Hoe awesome dat in my grootste stryd is God nog steeds daar en hy praat met my. Hierdie boetie van my ook. Ek is so dankbaar vir wat die Here besig is vir hom te doen. Hy is ook 'n sanger van formaat. Hy kan sing. Maar ek moet dit sê, Gerda, sorry, ek gaan dit net sê. Gerda het gesê, as ek ooit weer 'n man kry, gaan hy saam met my kerk toe en hy gaan gedoop wees en hy gaan die Here dien. En die Here is besig om dit te doen. Presies dit wat jy gevra het. En ek weet hy doen dit nie vir jou nie, hy doen dit vir die Here, maar hy doen dit vir jou ook. Dis God. En selfs al Marius, hy's net oral betrokke en hy wil oral help en is daar agter by die video en by die klank en by die opvoerings en hy Chantal gaan ek ook binnekort trou. So ek is so dankbaar vir wat God besig is om sy lewe te doen. So kan jy sien, God het gepraat en hier's ons. En ons moet nou doen wat God sê en wie wat as jy daar aan die bank sit en God met jou gepraat, jy my kom gesels, ons reël dit vir jou. Die duiwel wil nie ek bedoop nie, want hierdie doopbad lekker het vrek. Miskien is dit nie die regte woord die pastoor Japie, maar hy lek kwaai. Want van gister af het hy seker so eind gesak, en ons moet net die hele tyd handdoeke gooi, want is net water. En ons het nou al geseel en geseel en geseel, ons het nou besef, ons sal nou groot plan moet maak, maar ons gaan nie dat die duiwel ons onderkry nie. En ek is so dankbaar, julle het nie dat die duiwel julle onderkry. Dat julle besluit het, ek gaan doen wat die Here sê. Nou ek wil net kort gedeelte met julle deel. Kom daar uit Matteus 28 vers 19. Waar hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle. En daai Griekse woord wat die Nuwe Testament gebruik, is baptizo, wat beteken onder die water in. Het is wonderlik om gehoorsaam te wees aan God en hierdie groot stap te neem. Ons doop ons nie omdat die kerk so sê nie. Ons doop nie so omdat die pastoor so sê nie, ons doop so omdat die woord van God dit sê. Dit is 'n goddelike opdrag en mag die Here vir julle help en vir julle onderneem dat hierdie 'n besonderse groot stap in julle lewens gaan wees. En dat dit lewensveranderend gaan wees. En ek weet God gaan vir julle seën en onderneem op besonderse wyse. Ek wil dan ook net vir julle elkeen 3 vragies vra. Wat julle net voor God en voor die gemeente dan net moet antwoord. Het julle werklik julleself tot God bekeer? Het julle Jesus Christus aangeneem as julle persoonlike saligmaker?
Is dit dan julle wens om gedoop te word volgens die bevel van die woord van God? Jesus self waar hy gesê het, as kind van God moet jy gedoop word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees deur onderdompeling. Wat is julle antwoord? En dan beloof julle om julle te onderwerp in die woord van God en die tug van Koinonia Christen Sentrum, soos wat dit voorkom in die woord van die Here. Wonderlik. Nou broeder en suster, ek gaan vra dat jy gaan staan en net hierdie boeties en sissies saam my gaan seën. Ons gaan vir hulle bid. Jaapie, kom bid net vir hulle, my stem is besig om bietjie in te gee. En ons gaan vir die Here vra om te help. Dankie Jesus, kom ons bid saam, steek jy hande na hulle uit. Sit net aan wiets. Dankie Jesus. Dankie Here dat ons vir die 3 mense kan kom opdra aan U verhoor. Dankie Jesus. Dankie Here dat U in hulle harte gepraat het. Dat hulle vanoggend gehoorsaam wil wees aan U woord en aan U. Here, dis 'n awesome geleentheid om te weet ek gehoorsaam die Here. Here, ek bid vir hulle dat U hulle sal seën. Soos ons hande uitstrek na hulle, bid ek dat U hulle sal seën en help. Dankie. Was dit so opstaan uit daai water, Here, dat hulle ook dit wat in hulle harte gebeur het, die wedergeboorte van God, dat hulle sal kan uitlewe, heilig sal lewe vir U. En ons dank U in Jesus naam. Amen. Prys die Here, ek kan net so bly staan. Michael gaan u lei. Julle kan saam met my uitstap, gaan ons gou aantrek. Baie dankie. Dis reg. Gaan kry dit gou. Ag, die van julle wat wil sit, is welkom hoor. When all foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you still reign and you still God. When it feels all hope has faded, the heavy questions hit so hard, and though my soul may feel forsaken, you still reign and you still God. Though I can see what's before me, I know I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you still God. I will declare that you are with me. Though voices whisper that you're not, you'll never leave me nor forsake me. But you still reign and you still God. And though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you still God. And though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you still God. You still reign and you still God.
I'll trust the victory of your cross. I fix my eyes upon you, Jesus. For you are God and I am not. And you are good and you are faithful, as you have been right from the start. You work in all things for your glory. You still reign and you still God. And though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you still God. And though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you still God. Yes, this one truth will be my story. You still reign and you still God. This one truth will be my story. You still reign and you still God. Daar sê, ek kan die sitplekke neem, baie dankie. Is vir daai ene. Ek gaan net eens afsit dat ek is opgewonde. Dit is wonderlik. Die water is daarom lekker warm. Prys die Here, Millie, laat jy kom sis. Sit en kyk na die muurtjie. Kyk, raak maar net gewoond. Wil jy moet vaskop teen die muur. Kyk, moenie worry nie, hy gaan jou bene afhou. En dan kom jy net. Daar is hy. Kyk, kom ons sak. Nou Millie, preek op jou eie belydenis. En in die naam van Jesus Christus, die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Dankie Jesus. Baie geluk my ou sussie. Here seën vir jou so ryklik. Is dit nie awesome nie? Weet nie, Hannes, wil jy volgende wees? Sit, kyk so en toe, skop vas my teen die muur. Kan jy sommer gou help toch? Kyk, een hand so, en die ander hand so. Daar is hy. Daar is hy, Hannes. Hannes Cornelius, op jou eie belydenis, en in die naam van Jesus Christus, die Here van ons kerk,
doop ek jou in die naam van die Vader en van die Seun, van die Heilige Gees. Dankie Here Jesus. Die Here seën vir jou so ryklik, my ou Boeta. Ek is so dankbaar saam met jou. Marius? Skof my vas teen die muur, Marius. OK. En gee my jou hande. Een hand so, ander hand so. Daar is hy. Sak agteroor. Marius Oosthuizen, op jou eie belydenis en in die naam van Jesus Christus, die Here van ons kerk, doop ek jou in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Dankie Jesus, baie geluk Marius. Nou broeder en suster, as God met jou gepraat het, jy het nog nie gedoen het nie, gaan doen dit. Kom doen dit en sê Here, jy het met my gepraat en ek weet jy gaan vir my help. So kom ons staan, Michael gaan 'n laaste lied sing. En Gerda, jy gaan nêrens heen nie, ek soek jou voor saam met Nikita na die diens. Kyk. Baie seëninge vir u asseblief. Onthou die kinders oefen net hierna kinderkerkkonsert vir volgende Sondag. Dit gaan nie so lank wees nie, gaan drink so 'n bietjie 'n koffietjie of 'n teetjie met 'n koekie daar in die saal en wag net vir die kinders asseblief. Dit is belangrik dat hulle net sal oefen vir volgende Sondag. Baie dankie, die Here seën so ryklik. Dankie. Goed, ek hou nie daarvan om pastoor reg te help nie, maar ek gaan hierdie keer moet. Ek gaan nie 'n liedjie sing nie, ons gaan nie 'n liedjie sing nie. Julle gaan 'n liedjie sing. Ons gaan saam met julle sing. Hoe's daai? Soos 'n hart smag na water, strome smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U, die Heer. U alleen is my bron van krag, aan U alleen by ek nou myself. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U, die Heer. O God en op mens, ek rustig deur sy gees wat my bewaar. Gees van God leer beheer en lei my in liefde en waarheid hier. Deur die Gees prys ek U, o Heer, en U verlustig ek my alleen. Gees van God leer beheer en lei my in liefde en waarheid hier. Soos ek, ja, soos ek smag na water, strome smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring
Ons sluit die diens af. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir 'n awesome diens. Dankie dat ons weet, Here, U was hier, U het in harte gewerk. U woord het ons gehoor, Here. Bid dat ons dit sal aanneem en met blyskap vrugte sal dra. Dankie vir die musiek, Here. Dankie dat ons kon aanbid vanmôre. Ons eer U, Here. Ons bid ook vir die kindertjies wat nou hierna gaan oefen, Here, dat U met hulle sal wees en vir hulle sal help. Dat dit vinnig sal gaan en dat hulle sal weet en onthou wat hulle moet doen. Here, seën ons ook in hierdie week waar ons gaan, wat ons ook al doen, Here, dat dit sal wees tot U verheerliking. En ons dankie in Jesus naam. Amen. Daar sy boetas en sissas, seën vir julle.